Nou, ons is besig om te praat oor 'n sekere aspek, en dit is die beeld en die gelykenis van God. Ek sal nou vir u meer daaroor sê. Aan die begin wil ek hierdie vraag vra. Baie ouens vra baie keer dit, waarheen is ons op pad? Wat is ons doel hier op aarde? En wat gaan 'n einde bring aan alles? OK? Ek glo nie Putin en Oekraïne gaan 'n einde bring aan alles nie. God het 'n einde bepaal. Wat gaan 'n einde bring? Wat gaan, met ander woorde, as ek die woorde kan gebruik wat ons baie keer gebruik, wat gaan die werk klaarmaak? Ons gebruik die taal en ek wil dit vanmôre vir u verduidelik. So ek wil net weer 'n bietjie rigting gee en goed in orde sit, sodat ons weer ons aandag kan vestig op hierdie belangrike ding om te kom tot by die beeld en die gelykenis van die seun van God. God se oorspronklike, die Engels praat van the original intent, né? God se oorspronklike intensie, voorneme was dat hy wat onsigbaar is, gaan homself sigbaar maak deur die mens. En toe sê hy, laat ons mense maak na ons beeld wat ons kan verteenwoordig op die aarde en wat ons as dit ware kan voorhou aan die skepping. OK, nou Romeine 8, ons gaan gou daardeur want ons kan baie daarna toe terugverwys. Een van die fenomenaalste hoofstukke in die Bybel. Vers 14. Gee my net gou, ekskuus Amelia, gee my net gou bo. As ons praat van die werk klaarmaak, is daar sekere bakens. Daar's sekere bakens en ek wil vanmôre vir die 3 bakens, 3 road signs wys. Pad aanwysers, merke. Van waarheen stuur ons af en so aan. Moenie laat ouens jou omkrap met 'n wegraping en al die goed en al daai whatever sal weer, dit maak nie saak nie. Maar jy moet ten minste weet wat het God bepaal gaan die einde bring. Ouens, as ons nie dit weet nie, if you don't know where you're going, any road can take you there. En baie ouens is op 2 gedagtes, dan praat hulle saam met hierdie ouens, hulle by daai praat hulle saam met dit en so aan. Ek wil graag net vir u, nou wil ek vir die bakens langs die pad wys, dat jy ten minste kan weet, hierdie is goed wat God bepaal het om te gebeur voor die einde kom. En ek hou nie 'n einde voor van oorlog en gerugte van oorlog. Let it be as dit so is. Dis fine. Maar daar's ander goed wat vir ons regop staan, soos 'n paal bo water staan waarna ons kyk, te midde van al die ander goed. En ek wil vir u van daai goed uitwys. Die eerste een is die openbaarmaking van die seuns van God. OK, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou die Grieks, soos u weet, het verskillende woord vir kinders, seuns ensovoorts. En dan die woord vir volwasse seuns is huios. Die openbaarmaking van die seuns van God, daai seuns is die woord huios, dis 'n volwasse seun. OK, en dan het hy 4, dink ek, woorde vir kinders in alle fases en stadia en ouderdomme. Nou sê hy, en ek het hierdie goed in die Grieks gaan kyk, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is huiose van God. Volwasse seuns van God. Almal wat deur die Gees gelei word, is volwasse seuns van God. Nou, hoekom moet ons deur die Gees gelei word? Kyk gou hierso. Want jy weet, baie ouens, ons moet deur die Gees gelei word, ek moet by die Gees hoor of ek 'n rooi kar of 'n pink kar moet koop. Jy weet, en of ek Checkers toe moet gaan of Woolworths toe, of sulke tipe goed. Ons het so baie flaf, wat nie hoort by die woord van die Here nie. Kom ons kyk gou, ons gaan deur na die been toe. Hoekom moet ons deur die Gees van God gelei word? Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang. Nou kom ons kyk, die Heilige Gees wat jy ontvang het. Julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Nou die woord aanneming tot kinders in die Grieks, daai kinders is nie daar nie. Dis net een woord. Die Engels praat ook net van adoption. Op 'n ander plek het hy die woord adoption of sons, en ek sal vir julle nou dit wys. Julle het ontvang the spirit of adoption. Weet jy wat is daai woord? Die gees van aanneming tot kinders, soos hulle dit nou hier vertaal het, of aanneming.
is die woord, luister nou mooi, die woord vir volwasse seuns is huios. Die woord vir aanneem is huiothesia. Huiothesia, so jy kan baie duidelik hoor wat hy bedoel. Waaroor gaan aanneming? Vir wie is aanneming? Wat is hierdie aanneming? Ek gaan nou vir u wys wat dit is. So ons het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Die gees van huiothesia. Die gees wat ons volwasse seuns wil maak. Jy het nie die gees van die Here ontvang to have a good time nie. Jy het die gees van die Here ontvang met 'n doel. Dis die gees van aanneming tot kinders. Dis nie die gees to give you a lekker time nie. Dis die gees om jou te kry by die finish. OK? So die gees van die Here wat jy ontvang het, en watter mate jy dit ook al ontvang het, of jy wedergebore is, en of jy gevul is met die Heilige Gees en in tale praat, die gees binne in jou wil jou by die finish bring. Sê gou amen. Ja, dis goed wat ons in ons mind moet skuif. Ons moet doelgerig raak. OK, die gees in ons is hier met 'n doel. Hy's nie net hier om my al die goed wat ek daaraan koppel nie. Die gees van die Here is vir ons gegee met 'n doel. Kyk nou hierso, julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. OK, gaan dit nou verduidelik. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Weet jy hoe baie mense is daar wat nie seker is as Jesus nou kom, gaan hulle saam of hemel toe, of wat die terme ook al is. Die Gees getuig saam met ons gees. Dis alles funksies van die Gees van die Here, hoekom hy vir ons gegee is vir hierdie doel van aanneming. Hy getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God, mede-erfgename van Christus, as ons saam met hom luister, wat saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenoorige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word, is die aanneming tot kinders. Luister baie, baie mooi. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dis sons, daai volwasse seuns, dis die woord huios. Aanneme die openbaarmaking van die huios van God. Nou die Gees vat ons daarheen. Die Gees vat ons daarheen, want ons weet dat die hele skepping tesame sig en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het. Daai woord eerstelinge is die woord down payment. Ek het dit al baie vir u gesê, dis soos 'n down payment. God het jou die Gees gegee, maar hy het die Gees nie met mate gehad nie. Ek en jy het hom met mate. Hy het ons die Gees gegee, jy's gedoop, vervul met die Heilige Gees, jy praat in tale, watter maak nie saak nie, jy het net 'n down payment. En die down payment is vir jou gegee met die doel op die finish. Sê gou die finish. Jy die Gees ontvang, of jy sal hom ontvang met die oog op om jou reg te kry vir die finals. Baie, baie belangrik. As jy vir die deursnee Pinkster ou vandag gaan vra, hoekom het jy die Heilige Gees? Wat is die funksies van die Heilige Gees? Dan sal baie min jou kan antwoord. OK. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders. In afwagting van die aanneming tot kinders, want dis die Gees wat ons ontvang het. Naamlik wat? Wat is die aanneming tot kinders? Hallo? So, die verlossing van ons liggaam. Nou, Paulus sê nou, net voor dit sê hy, ons besef nie wat 'n heerlikheid ons gaan ontvang nie. Die dag as Jesus kom en hierdie liggaam word verlos, né? Die heerlikheid wat ons gaan ontvang, maar nou daai proses noem hy die aanneming tot kinders. En wat doen hy om hierdie dinge in my te werk? Hy gee my sy Gees,
Maar die Gees het die funksie, dis die Gees van die aanneming tot kinders, en hy's die heeltyd besig om in my te roep, Abba, Vader. Wow, is dit great nie? So jy die Gees gekry, sodat hy in jou die finish kan werk. Ons praat van die werk klaarmaak, die Gees van die Here in jou wil hê, jy moet die werk klaarmaak. Nie net 'n lekker tyd in die kerk hê nie, jy moet die werk klaarmaak. Sê gou vir die ou langs jou, jy moet die werk klaarmaak. Kyk gou, kan julle vir my Galasiërs 4 gou daar gee asseblief? Maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Okay? So was ons ook toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Met ander woorde, jy's erfgenaam, jy het alles, maar jy kan dit nog nie kry nie. Okay? Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep. So die Gees binne in my en jou roep, Abba Vader. Paulus sê in vers 15 van Romeine 8, ek gaan terug, ons roep Abba Vader. Wie roep dit eintlik? Die Gees van die Here in ons, wat ons ontvang het, roep Abba Vader. Met ander woorde, die Gees van die Here wil hê die werk moet klaargemaak word. Okay. Naamlik die verlossing van ons liggaam, want ons is gered in hoop, maar wat jy sien hoop, hoekom hoop jy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Kyk hierso, en net so kom ook die Gees. Wat 'n Gees? Die Gees wat in ons is, hy is die Gees van aanneming tot kinders. Dis sy werk, dis sy funksie. Ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ook 'n vers wat ons dikwels uit verband uitgebruik, dit het alles te doen met hierdie goed. Alles te doen met dit. So, die Gees kom en hy tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou luister gou. Nou kom ek by 'n punt en ek bid. En daar's die Gees in my roep, Abba Vader, daar's hierdie hankering, hierdie versigtiging, hierdie uit wat sê, Here, ons wil die werk klaarmaak. Ons wil U sien kom. Ek hoop U het dit, my broeder en suster. En nou kom ek en ek bid, en God het my die Gees gegee deur wie ek bid. Is dit reg? Deur wie ek kan bid. Want ek weet nie te reg wat ek moet bid nie. Ek kom by 'n lyn wat ek, weet jy wat? Luister nou mooi, solank jy in jou eie taal bid, bid jy volgens wat jy ken. Jy kan nie beyond dit gaan, want jy weet nie. Jy kan net bid wat jy weet, en sodra jy, of kom ek sê so, baie ouens wat in hulle eie taal bid, een of ander tyd, begin hulle in die vlees bid. Hulle eie wil bid. Hoor jy wat ek sê? Luister mooi, as jy nie verstaan en jy weet wat die wil van God is, en hoe al hierdie goed werk nie, dan het jy 'n line, wat jy nie kan cross, en ek het, een of ander tyd, dan bid ouens, o Here, sorg tog die pastoor uit. Ek maak dit 'n grap. Jy sien, dit bring jou by 'n lyn, en daai lyn kan jy alleen oorstap, wanneer, en dis hoekom die Gees van God vir ons gegee is.
Hoor julle wat ek sê vanmôre? Sê bietjie vir 'n ou jong langs jou, die Heilige Gees is belangrik. Die Gees van die Here is belangrik. So, nou kom ek, luister nou kom ek by 'n punt en ek sê, Here, ek het hierdie hinkering in my, so nou wat doen ek? Ek bid in my hemelse taal, want ek weet nie wat ek moet bid nie. En nou bid ek in my hemelse taal, maar dis nie ek nie. Die Gees in my bid volgens sy wil. Hy ken sy wil wat ek nie noodwendig in die situasie ken nie. Nou bid die Gees deur my. Wat bid hy? Hy bid sy wil. Nou kom God en hy deursoek die harte en hy weet wat die Gees bedoel. Kan jy sien wat se power machines ons eintlik is? Ons is God se power machines op hierdie aarde. Wow man, as ons net die goed kan gryp, daar kan so baie gebeur deur 'n man en 'n vrou wat regtig hierdie goed verstaan en dit doen. Want dis nie ons nie, dis die Gees. Dis die Heilige Gees. Hy's die Gees van wat? Aanneming tot kinders. The Spirit in you will drive to finish the work. Die Gees wat jy ontvang het, dis maar 'n down payment, dis maar 'n arabon is die Griekse woord, dis maar 'n deposit, 'n lay-by. Maar hy dryf dit in jou. Goed, vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, onthou nou hy sê alles werk mee ten goeie. Die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Nou kom ek stel hierdie vraag bietjie anders. As jy vir die Here vra, en dit is hoekom die Gees van God deur jou wil bid, goed wat jy nie verstaan nie. As jy vir die Here vra, Here, waarvoor is ek verordeneer? Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Waarheen is ek op pad? Weet jy wat gaan hy vir jou sê? Om gelykvormig te wees aan my seun. Dis wat ek van jou dis wat ek vir jou wil hê, dis waarvoor ek jou verordeneer het en geskep het, dat jy gelykvormig sal wees aan my seun. My eerste ding vir jou is nie om met dit of vir dat of vir dit te wees en dit of dat te hê en al die goed wat vir ons so belangrik is nie. Die eerste ding is dat jy sal word soos my seun. Wow, that's the father heart of God. En jy weet, baie keer dan ons gebed, ek sê weer, ons gebed is baie keer so beperk, dat baie ouens bid net vir hulle nood. Here, gee my pampoen, gee my aardappels, gee my rys. Jy verstaan wat ek bedoel? Maar as die Gees van God kom, dan sê hy, Here, maak my soos u seun. Laat ek hierdie werk klaarmaak, laat ek by daai punt kan kom van die openbaarmaking van die seuns van God. Let us get this over with. Laat ons Jesus kan sien terugkom. 'n tweede baken. Tweede baken. Totdat ons almal kom. Totdat ons almal kom. Nou kom ons lees Efesiërs 4. En hy het gegee. Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Totdat, sê gou totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So wat het hy gedoen? Hy het sekere gawes aan sy kerk gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk met die doel, dat ons die grootte van Christus sal bereik. Ons is nie hier om bazaars te hou nie. Hoor jy wat ek sê? Ons is hier, hy het gifts gegee.
En totdat ons nie daai gifts erken en hulle plek gee om hulle werk te doen nie, sal ons nooit daarby uitkom nie. Julle hoor wat ek sê, né? Sal ons nie daarby kan uitkom nie. Derde een, die wederoprigting of die restaurasie van alle dinge. Handelinge 2. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuienis is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Dis nou op Pinksterdag toe die ouens sê hierdie ouens is vol soetwyn en so aan. Nou verduidelik Petrus. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. OK, hier's rigtingwysers op die pad. Sy vyande moet gemaak word die voetbank van sy voete. Handelinge 3. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, hom wat die hemel moet ontvang tot op, sê gou tot op. Ons het nou gesien totdat, hier sit tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete. So die wederoprigting, die eintlike woord daar is restaurasie, na die Engelse woord, die herstel, van alle dinge. So duidelik uit hierdie twee stukke sien, die wederoprigting of die herstel, die restaurasie van alle dinge, behels dat sy vyande die voetbank van sy voete gemaak sal word. Is dit reg so? OK, dis alles bakens op die pad. Nou kom ons gaan terug, gee gou punt 2 daar. God se oorspronklike bedoeling. Daar sê, the original intent. God se oorspronklike plan. Sy oorspronklike plan. Genesis 1. En God het gesê, julle het dit laasweek ook gehoor, laat ons mense maak na ons beeld. Laat ons mense maak na ons beeld, en julle kan die res gaan lees. Nou hierdie mense wat hy sou maak, sou sy seuns wees, sy familie, om hom op die aarde te verteenwoordig en om hom sigbaar te maak, né? Toe kom sonde, krap alles deurmekaar, en van toe af, onthou nou, van toe af is al ons aktiwiteit, verskoon die woord, miskien nie regte woord nie, en ons hele geestelike bestaan is daarop gemik om ons terug te bring by God se original plan. Hoor julle, alles na die sondeval gebeur om ons terug te bring by die oorspronklike bedoeling van God, dat ons aan sy beeld en gelyk sal wees. Nou, ons is verordeneer. Ons is verordeneer. Toe gaan skroef Adam op en nou moet ons terugkom en dit doen. Want ons is verordeneer daartoe. You can't miss what you've been made for. Alles wat ons doen, en ek gaan nou vir die wys goed wat Paulus sê en so aan, is daarop gemik om ons terug te bring by God se original plan, sy oorspronklike intent, voorneme. Naamlik dat ons soos hy sal wees en sal lyk, dat ons hom akkuraat sal verteenwoordig en dat ons tot sy volheid sal kom. Met ander woorde wat ons baie keer hoor en sê is, God wil ons bring by 'n come and see moment. Wat ons vir mense kan sê, kom kyk hoe lyk God. Wat jy vriende na jou toe kan nooi en vir hulle sê, kom kyk hoe lyk 'n huis waar die Here gedien word. Kom kyk hoe lyk 'n Christelike huisgesin waar die vrede van God heers. Hierdie tipe goed, dis wat God wil hê, ons moet hom verteenwoordig. Maar ons moet teruggebring word by dit. OK.
Kolossense 1 vers 28. Weet dit gou vir ons daar gee, ekskuus, ek het nou nie al die goed in die, is goed dat ek na die tyd weer by my opgekom het, en toe het ek nou klaar die goed slides gemaak en dinge gesit. Kyk Kolossense 1 vers 28, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Kyk, lees dit weer mooi, hom verkondig ons, we preach him, die Engels sê him we preach, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig. Dis hoekom prediking uitgaan. Om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Dis hoekom daar kerk is. Amen. Ok, volgende een. Dink as nog 'n versie, waarvoor ek arbei en stry, volgens sy werking wat in my werk met krag. So Paulus het effort ingesit. Sê gou effort. Paulus het effort ingesit om hierdie ding te bring tot by wat hy moet wees. Nou dit is, luister nou mooi, dis wat dit beteken om die werk klaar te maak. Met ander woorde, om ons missie en doel te bereik, naamlik om te kom tot gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God, waar ons by sy volheid sal kom. Dis wat dit beteken om die werk klaar te maak. Luister maar, ek wil jy moet mooi verstaan, want jy gaan hierdie woorde nog baie hoor. Om die werk klaar te maak, om die werk klaar te maak, is om terug te kom na die original plan and intent of God. Ok, Johannes 4 vers 34. Johannes 4 vers 34. Nou Jesus het was by die put van Samaria, en hulle het vir hom gaan kos haal in die dorp, die disippels, en toe hy terugkom, of toe hulle hom vra of hy wil kos, ek kan nie onthou nie, toe sê hy, ek het kos waarvan julle nie weet nie. Toe sê hulle, het iemand vir jou kos gebring? Toe sê hy dit, hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Die Engels sê, and to finish his work. My doel is, dit wat my aan die gang hou, dit wat my sustain, soos kos 'n mens sustain, is my kos om sy wil te doen en die werk waarvoor ek gestuur is, my mission klaar te maak. To finish his work. So met ander woorde, toe Christus aan die kruis gesterf het en hy sê, it is finished, toe het hy gesê, vir alle eeue vorentoe, ek het die saad gesaai, ek het die hekke oopgemaak, sodat julle die finish kan bereik. Dis nou moontlik. Nou jy kan nie net gaan en sê, Golgotha doen dit vir my nie. Nee, daar's nog 'n lewe van heiligmaking na dit, wat ek en jy moet hard stry om in te gaan. Julle hoor wat ek sê? Jy kan nie net op jou verlede sit en sê, oh Christ did it all nie. Nee, dit werk nie so nie. Dan maak jy die kruis cheap. Die BBE sê, kyk hierso wat sê, gee my as hulle slide onder, and to make his work complete. Wie is sy work? Ek en jy. So ons voedsel moet wees, to bring the body of Christ to completion. Jyself ook, wat jouself insluit om by sy beeld te kom. Nou daar's 'n paar hulpmiddels op hierdie pad terug. Die pad terug het 'n paar hulpmiddels om te kom by die beeld van die Seun van God, om hierdie herstelwerk te doen. Is daar 'n paar hulpmiddels. Die eerste een is die Heilige Gees. Ek het dit vir die nou-nou's daarvan gepraat en ons sal meer daaroor praat later. Die tweede een is die woord van God. Luister mooi. Die woord van God het baie prentjies en voorbeelde en patterns. Onthou jy dit? Patterns van wat God gebou wil hê.
toe hierdie herstelwerk begin in Genesis, toe kom God later, ek sal vir u volgende week, wil ek met u praat oor the church in the wilderness, wat hy vir hulle 'n sekere prentjie gewys het van hoe dit moet lyk wat hulle moet bou. So die Here gee vir hulle hulpmiddels. Die eerste een is die Heilige Gees wat ons help, ons het gekyk daarna. Die tweede een is die woord wat die plan van God, wat prentjies, wat voorbeelde bevat om ons te help. Die derde een is, God het gawes gegee, waarvan die eerste gawe wat hy gegee het is apostels. Apostels en profete vorm saam met Christus die hoeksteen en die fondasie. Hoor julle wat ek sê? God het die goed gegee met 'n doel om ons te help om te kom by die eindproduk. En tot ons hulle nie in werking stel nie, sal ons dit mis. Op pad terug na hierdie beeld van God. Op ons reis terug om die werk klaar te maak, het God vir ons 'n handleiding gegee. En hierdie handleiding bevat prentjies wat ons moet help om by die einddoel uit te kom. Nou luister mooi, hier is iets wat jy nooit moet vergeet nie. Ek wil jy moet dit verskriklik mooi onthou, die eindproduk is nie individueel nie. Kan jy dit vanmôre vat? Die eindproduk is nie individueel en ons is so geneig om alles wat in die woord is en al die goed wat gepreek word vir my te vat. Ek moet dit doen, ek moet dit. En ons vergeet van die corporate. Ons vergeet dat Jesus, toe hulle vir hom gesê het, leer ons bid, toe begin hy nie met my Vader wat in die hemel is nie. Waarmee begin hy? Onse Vader. En alles in daai hele gebed is ons. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis 'n corporate ding. Jy kan dit nie doen sonder 'n ander ou nie. The body of Christ is a many-membered body. The Son of God is a many-membered body. Dis 'n corporate ding, dis 'n gesamentlike ding, dis nie 'n alleen ding nie. The Son of God is a many-membered body. Hierdie eindproduk, nou luister mooi, hierdie eindproduk waarvan ons praat, om terug te bring by hierdie ding, is 'n geestelike huis. Dis 'n huisgesin, dis 'n familie. Kom ons lees 1 Petrus 2. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Check hierso. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Is jy die huis alleen? Nee, stene, lewende stene, nie soos 'n lewende steen nie. Lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Sê vir jou langs jou, ek is deel van jou. It's a many-membered body, it's corporate. Dis 'n geestelike huis, lewende stene. Jy's nie die steen op sy eie nie. Het jy al gesien wat maak jy met 'n steen wat op sy eie is, wat nie ingebou is nie? Daai bakstene wat oorbly by die bouwerk. Nou jy gebruik hom vir al die jobs wat jy eintlik nie like nie, is dit reg? Jy kap hout op hom, jy druk hom in die fireplace, Okay. Soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Hierdie ding is nie individueel nie, dis 'n geestelike huis. Okay, luister hierso, die einddoel moet dus gebou word. Sê gou gebou. Die einddoel word nie net bereik oor tyd nie. Dis nie soos 'n grafiek, 'n X en 'n Y en oor tyd slos daar uitkom nie. Hy moet aktief beplan en gebou word. God het die prentjies gegee, God het die plan gegee om hom te bou. Hoekom kyk jy my met sulke visoë aan? Sê vir jouself, ek moet gebou word. En dan sê vir die ou langs jou, ek moet saam met jou gebou word. Dit moet gebou word, ouens, dit moet in die hande gegee word van mense wat weet hoe om hierdie ding te bou. Dis hoekom die kerk so 'n fenominale plek is. Kan jy dink as ons die seuns van God kan bou in die kerk van Jesus Christus, wat kan die kerk wees?
Ons sal 'n invloed in hierdie wêreld hê soos nog nooit vantevore nie. Ons sal die krag van die Heilige Gees terug hê in ons midde. As ons net hierdie ding kan bou. Die einddoel moet dus gebou word. En nou luister nou mooi, in die tyd van die laaste dae. In die tyd van die laaste dae, en ek gaan nou daarop, want ek wil al hierdie goed wat ek vir u sê, wil ek verduidelik. In die tyd van die laaste dae, het God die bouplanne, vir 'n spesifieke groep mense gegee. Weet jy wie dit is? Kom, ek het dit al die afgelope paar weke vir julle gepreek. Apostels. Exactly. Onthou Paulus sê, when I got this grace, I became a what? A wise master builder. Hierdie grace het my nie 'n ou gemaak wat hoender verkoop nie. Hierdie grace het my gemaak om die bouwerk te sien, om die planne te kan lees, om dit te installeer, om dit te maak, om dit te vorm. Jesus sê vir die disippels, hy sê, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Ek sal jou maak wat jy nie is nie, en ek sal jou maak wat jy self nie kan maak nie. Klink soos die korporaal in die army. Ek is jou pa en ek is jou ma. Klink so iets, né? Volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Hy het hierdie grace van hom, hierdie gift van hom, het hy in die hande van ouens gesit wat hy met die kerk gelos het, en hy het vir hulle gesê, onthou wat ek gesê het, I will build my church, nou gaan ek dit deur julle doen. Ek gee vir julle die planne, en julle moet hierdie ding van my bou. You must get my people back to the image and likeness of God. Handelinge 2 vers 14, ek het gepraat van die laaste dae. Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Dis nou alles nog na die uitstorting, né? Joodse manne en almal in Jerusalem, dit moet julle weet, luister dan maar, hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie. Want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. Nou die Engels sê dit letterlik so, hy sê this is that. This is that. So hy gaan hom nou verduidelik aan die hand van dinge. Wat het Joël gespreek? Vers 17. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, julle dogters, seuns en dogters sal profeteer en so aan, en julle ken die vers, met ander woorde, die laaste dae het begin met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Halleluja. Jesaja 2 kom en hy sê, en aan die einde van die dae sal my huis wees soos 'n huis bo op die berg. Last days, ons leef in die laaste dae. Hoe lank hy gaan rek, hang van ons af. Kan ons die werk klaar maak? Kan ons die ding klaar bou? Ons is in die laaste dae van Pinksterdag af al. Jy sien, as jy nou dit verstaan, as jy verstaan dat die laaste dae by Pinksterdag begin het, dan al hierdie goed wat mense oor worry, oorloë, gerugte van oorloë, anti-kris, nommer, rang, naam, al hierdie goed, dan raak dit irrelevant. Ons het 'n groter visie as dit. Wat is ons visie? The finishing of the work. Dit is hoekom, luister mooi, dis hoekom ons hierdie seisoen die apostoliek noem. Dis hoekom hierdie seisoen die naam gekry het van die apostoliek. Want God het die bouplanne en so aan in mense se hande gelê om hierdie ding te bou. En een van die buzzwords in hierdie seisoen is om die werk klaar te maak. Jy gaan dit nog baie hoor. Om die werk klaar te maak, om die werk klaar te maak. Sodat ons altyd by die Here kan wees. Ons wil klaar kry, maar ons moet klaar kry verstaan. Nou kom ek wil net gou so bietjie vir u sekere regstellings maak. As ek so 'n stelling maak en dit sê van die apostoliek in hierdie seisoen en so. En die werk klaar maak, dan wil ek bietjie vir u praat
Ek gou punt 3 daar. Net vinnig terugverwys na die taal van vorige seisoene. Ek wil hê jy moet baie duidelik die onderskeid kan maak. Wat is anders aan hierdie season? Jy sien daar moet by jou, jy moet hierdie goed begin hoor in jou gees. Die werk klaarmaak. Wow, ek het nog nooit so iets gehoor nie. Ek het nog nooit gehoor die kerk praat van inheritance nie. Julle hoor wat ek wil sê? Daar's hierdie goed word die buzzwords van die seisoen. Hoekom? Want dis die gees van die Here wat dit doen. Dis die gees van aanneming tot kinders wat in ons roep, Abba Vader, kan ons nie klaarmaak nie. Die taal van vorige seisoene, van 'n Pinkster en 'n charismatiese seisoen, gebruik nie hierdie taal nie. Jy sal in vorige seisoene baie keer die woorde gehoor het soos salwing en daai tipe goed was voorop en dan praat hulle nie van dit as iets om iets te bereik of met die doel van instaatstelling nie, maar dis baie keer gebruik as die ervaring of lekker gevoel wat mense kry. Pastoor, ek het so 'n salwing gekry vanoggend in die kerk. Maar ons het nooit besef, die salwing het 'n doel. OK? Hoendervleis. Dit was een van die buzzwords van vorige seisoene. Hoendervleis. As Nando's of Kentucky myne was, het ek die kerk gedagvaar vir die onoordeelkundige gebruik van die woord hoendervleis. OK. Ouens, luister mooi. Luister, ek wil hê jy moet asseblief konsentreer, ek is amper klaar. Daarom is prediking so belangrik. Dis die prediking het die doel van toerusting, lering, instruction noem die Engels dit, instruction. Die toerusting vir die heiliges se dienswerk sodat ons die werk kan klaarmaak. Kyk gou 2 Timoteus 3 vers 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete. En dis nie net ek nie, dis ons almal. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Wat maak jou complete? Wat equip jou? Sê vir my. Gaan gou terug na vers 16 toe. Wat maak jou complete en equip jou? Ek hoor nie. Scripture. Die woord. Die woord. Dis nie hoendervleis wat jou complete nie. Julle verstaan wat ek bedoel? Ek wil myself nou mooi verduidelik vanoggend. Dis nie hoendervleis en 'n lekker gevoel en pastoor, ek het 'n salwing vanoggend As jy dit nie reg gebruik nie, dan help daai goed ons niks. Ek gaan myself nou verduidelik. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ. Nou kyk nou gaan hy iets byvoeg en wat hy nou gaan sê, die grond waarop hy charge, wys na die belangrikheid van die charge, van die opdrag. Who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom? Timoteus, so seker as wat God, wat die dode sal oordeel wanneer hy kom, so seker as dit, gee ek jou vanmôre 'n opdrag. En wat is die opdrag? Vers 2. Lees vir my. Wat? Wow, preach the word. Be ready in season and out of season. Afrikaans sê tydig en ontydig. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Nou luister vanmôre mooi. Nou wil ek vir jou verduidelik.
aan die hand van die laaste paar weke in ons gemeente en ek glo hierdie goed gaan meer word. Maar ons moet leer om dit reg te gebruik. Asseblief, leef saam met my nou en leer. Jy het nou gesien hoe belangrik is die woord, né? Jy het gesien wat die woord doen, hy's daar vir instruction. Hy's gegee deur die Spirit of God, né, geïnspireer. Luister mooi, ek en jy kan nie net leef op geestelike ervarings nie. Wil jy moet my volg, ervarings is goed, maar as dit nie sy doel dien nie, dis hoekom ek vanmôre sê ek wil goed in plek sit. As dit nie sy doel dien nie, met ander woorde, as ek nie toelaat dat die Heilige Gees kom en my verander en ek aanpassing en regstellings in my ways maak nie, dan is ervaring net 'n tydelike gebeurtenis en dit help eintlik niks. Stem jy saam met my? As die Gees van die Here naby kom, soos laas Sondag byvoorbeeld, en die Gees van God kom, wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet vra, Heilige Gees, U wat die Gees is van die aanneming tot kinders, wat wil U in my doen? Kom doen die werk wat U wil doen, dat ek meer soos Jesus kan word. Amen. Ja, dat ek die beeld en gelykenis van God, that I can come back to the original plan. Daar's twee maniere wat God dit doen. Ons het nou gesien, hy doen dit deur sy woord, hy doen dit deur prediking, maar daar's ook tye wat die Here, as ek dit nou so kan stel, naby kom met sy teenwoordigheid, en dan moet ek nie net sit en hoendervleis kry nie, ek moet toelaat dat hy my verander. Wow. Otherwise the good time is a waste of time. Ons is onnet effektief. As jy nie na Sondagoggend verander het nie, was dit verniet. En dis hoekom ek sê, na mate ons die woord reg verkondig, sal hierdie goed meer word. Want God bevestig sy woord met wonders en tekens. Ons gaan nog meer van die goed sien, maar ons moet leer wat maak ons daarmee. Amen. Ja, ons moet leer, ons moet ons tyd reg gebruik, ons moet doel hê, ons doel is die finish. Ons wil die werk klaarmaak. Die Heilige Gees kom om my te verander, luister mooi, en meer soos Jesus te maak. Hy kom deur die woord en soms kom hy deur sy nabyheid. Ek moet dit reg gebruik. En dis die probleem baie keer met herlewings. Jy weet, dis 'n tyd wat mense weer opleef en as dit klaar is, dan is hulle back to normal. Hoor jy wat ek wil sê? Ek het ouens gesien in die tyd wat die laggery en die goed in die kerk was, het ek ouens gesien, ons moes een vrou huis toe gevat het na 'n kerk. Toe daai storie, noem dit nou met die Toronto blessing wat jy wil, toe daai storie verby is, toe wil sy weer van haar man skei. Waste of time. Waste of time. As dit my nie kan verander en ek my ways kan aanpas nie, om meer soos hy te word nie, dan het dit geen doel nie. Ek wil jy moet mooi luister. Hierdie is essensiële goed, want ons het nie tyd om te mors nie. Ons moet terugkom by die original intent. Die meeste ervarings ontaard in 'n emosionele belewenis wat baie gou sy effek verloor. Nou luister mooi, emosies is goed as dit reg hanteer word. Maar wat eintlik moet gebeur is dat ons die respek sal toon vir die Heilige Gees wat gekom het om ons te verander en meer soos Jesus te maak. En ons moet hom toelaat om sy doel te bereik en te doen waarvoor hy gekom het. Ek gaan verder. Na diens soos laas naweek moet jy kan sê, die Here het dit en dit vir my gesê en ek gaan dit en dit in my lewe aanpas. Hallo? Of hy dit en dit in my lewe gedoen Sondag en van nou af gaan ek so leef, ek gaan meer soos hy wees. Hoor jy wat ek sê? En ek vra die vraag, en ons moet onsself hierdie vraag vra. Wie van ons het iets gedoen aan verlede week se ontmoeting met God? Wie het uitgegaan en gesê, die Here het vir my gesê,
en ek gaan my lewe en my denke begin inrig en my ways verander, sodat ek God se ways kan verstaan en dit wat hy gesê het in my lewe kan laat realiseer. Of die Here het vir my gesê, ek moet hierdie streek of gewoonte van my verander of aflê, want dit strek nie tot sy eer nie, ensovoorts, ensovoorts. Indien nie, is dit wasted time. It pushed nothing forward. Verstaan julle wat ek wil sê? Jy kan honderde ure in die teenwoordigheid van die Here spandeer, as dit net 'n lekker gevoel is, jy stap onveranderd uit. It pushed nothing forward. Ons praat van advancing the kingdom. Ons wil doelgerig wees, ons wil die finish bereik. Ons het 'n doel voor oë, ons kan nie net ons tyd mors nie. Jy sien, die Heilige Gees kom, of God wil hê ons moet verander. En die essensie om die koninkryk in te gaan is, julle moet verander. Is dit reg? Julle moet verander. So hy bring sy woord, hy bring prediking, soms bring hy sy Heilige Gees, en dan moet ek kan sê, Gees van die Here, kom doen wat u, weet jy wat, nee, daar's baie goed in mense se lewens, wat hulle nooit meer deel nie. Nou kom die Here 'n diens soos laasweek, en dan wil hy met daai goed in jou lewe deel. Gaan kyk baie keer, jy kry ouens, dan vat hy offense, dan gaan praat jy met hom, jy gaan kyk na goed, dan kom hy agter, maar dis oor hierdie ding waar ek groot geword het, wat in my ingebou is. Dis hoekom daai tipe optrede my so suur maak. Hoor julle wat ek sê? Jy kry dit baie keer, jy het 'n sekere reaksie vir 'n sekere ding, maar jy gaan soek nie die oorsaak nie, en ergens is daai ding in jou ingebou, en dit sal jou altyd trigger, as die Gees van die Here jou nie verander nie. En nou kom God, en hy maak moeite met ons, en hy bring sy nabyheid, en hy bring ons in teenwoordigheid soos laasweek, en wat 'n wonderlike tyd. Dis fantasties, maar ouens, dit moet my en jou verander. Dit moet my en jou verander. As jy nie verander nie, sal jy nie in die koninkryk of die heerskappy van God ingaan nie. Dit moet ons verander. Byvoorbeeld, God het, is my laaste paragraaf. Amen. God het andere laasweek gesê, onder andere, het hy hierdie woord gegee en gesê, ek wil jou vat van die krummels na die hoof van die tafel. Onthou jy dit? Ja. En weet jy, ek het net geweet, hierdie is die woord van God. Luister mooi. Hy wil ons vat na die oorvloed, sodat ons ander sal kan voed. Nou wil ek vir jou vra, en ek wil nie antwoord nie, ek sê net ons moet hierdie vraag vra. Wie van ons het iets daaraan begin doen, sodat dit in ons lewe kan realiseer? Vra jouself af vanmôre, het ek enigstens huiswerk gaan doen, werk gemaak van laasweek se ontmoeting met God? Het dit enige vrug in my lewe, het dit verandering gebring? Hy het gesê, laasweek, God gesê, dit sal alleen kom, as jy hom in gees en waarheid kan aanbid, if you can praise and worship God, in gees en waarheid, met ander woorde, is nie lekker sing hier nie, dis as jy jouself kan neerlê, tesame met alles wat vir jou kosbaar is, en dit vir hom oorgee. Het jy dit begin doen? Abraham het gesê, ek en die seun, ons gaan worship. Ek gaan die seun slag, maar ou broer, ons gaan worship. So worship is, om jou kosbaarste belofte, wat jy so lief het, op die altaar te sit. Wow, is crazy. Ek wil vir u sê wat ek gedoen het, net om vir 'n voorbeeld te gee, nou nie enigiets anders nie. Ek het na laasnaweek, na daai woord, en na al die ouens wat woord gebring het, toe gaan ek terug huis toe. En ek begin hierdie week weer te kyk na die abundance of God. Nou ek het daaroor gepreek laas jaar. Toe begin ek kyk na die oorvloed van God. God wat gee tot oorlopends toe.
Hy het gesê hy wil ons terugbring van die krummels af, wil hy ons vat na abundance. En toe kom ek Vrydag in 'n situasie en iemand gee vir my kontant. Wat ek nou glad nie, ek het nie kontant gevra vir wat ek vir die persoon gedoen het nie, niks. Gee vir my 'n koevertjie en daar's 'n paar rand in en daar's 'n sentrum daar nie iewers daar naby ons. Waar ons nou baie keer kom, want die apteek is daar en ons koop kos daar en al die goed. En daar's 'n ou oom wat karre aanwys. Maar ek kan net nie 'n smile uit hierdie ou toppie uitkry nie. Ek kan net nie sy neet kraak nie. En elke keer, ek dra nie kontant by my nie, ek het 'n kaart en al die goed, ek het nooit iets of hom te gee nie. Nooit, maar toevallig land ek nou altyd in sy by, jy weet, en so. En net daar besluit ek gaan vir hierdie oom, ek gaan R50 vat, maak nie saak hoeveel dit is nie. Maar dis nou, ek gaan R50 vat en ek gaan hierdie oom bless. En ek gaan vir hom sê, oom, ek het nooit iets om vir jou te gee nie, maar my hart is, my voorneme was, om jou te seën. En ek dink R50 is 'n goeie tip vir 'n K-guard, is dit nie? Meeste gee 5. Kom, wie van julle gee 20 sent? Kom ons belei bietjie. Inflasie broers, inflasie. Maar ek sal hom meer ook gegee, ek gee nie om nie. Dis nie die issue nie. Maar ek wil sy hekkie oopmaak, soos Henning altyd sê. Ek wil sy hekkie oopmaak, sodat ek vorentoe met hom kan deel. Salomo sê, die geskenk van 'n mens maak vir hom ruimte. Hallo, en dis nie omkoop nie. Dis nie omkoop nie. Jy sal daai oom nooit kan omkoop om te smile nie. Jy moet hom ergens sy hekkie oopmaak. Maar ek spot sommer. En ek ry met my moupie en ek gaan gooi petrol en al die goed. En met daai spoegie, jy weet, nou is ek hier op teen die bult en al die taksies kompeteer met my en ja. In elk geval, toe ek bo kom, toe die oom gaan visvang. Toe sy vir 'n paar dae af. Nou ek kan nou nie wag tot hy terugkom nie. Al nie wat ek wil sê. I want to practice the abundance of God. As God vir my gesê het, luister, ek wil jou by die krummels wegvat en ek wil jou by die tafel van abundance sit, dan moet ek iets daaraan begin doen. Hallo, ek gaan nie net sê, God het gesê nie. Nee, ouens, ons het 'n visie voor ons. Hey man, begin iets doen aan wat God sê. Why must last Sunday be wasted time? Dit kan so kragtig wees as dit in jou lewe kan werk, want dis die gees van die Here. Maar dis nie die gees van 'n lekker gevoel en van hoendervleis nie. Dis die gees van aanneming tot kinders. Hy wil jou ergens kry, hy wil hê jy moet die werk klaarmaak. Hy's nie verniet, hy het nie verniet gekom nie. Hy het met 'n doel gekom. En ongelukkig, Gees van God is 'n gentleman. As jy hierdie goed nie doen nie, sal hy al minder kom. Ja, leer dit maar. Ons moet weer respek leer vir die Heilige Gees. Kom ons staan, dan gaan ons saam bid. Ek wil vanmôre hê jy moet 'n sekere iets sê as jy so staan. Jy hoef dit nie hardop te sê nie, maar jou staan vanmôre, jou staan voor die Here moet hierdie gedagte aan hom oordra. En vanmôre sê Here, help my om wat die Gees van God in my wil doen, help my om dit te eer. Help my om daarmee saam te werk, help my om daarmee saam te vloei. Help my om dit te bespoedig, help my om dit te versterk. Gee my wysheid hoe om op te tree en wat om te doen. Sien vanmôre my hart.
En help my om aan die woord van God en aan die inspraak van God uiting te gee. En ek dink, jy weet, dit is my hart vanmôre. Ek wil vanmôre sê, Here, ek is jammer as ek die Gees nie herken het vir wie hy is nie. Hy's nie sommer net die derde persoon in die Godheid nie. Hy's vir my gegee as die Gees van aanneming tot kinders. Deur wie ek roep, Abba Vader. Want hy roep dit in my, en daai roep Abba Vader is vir die verlossing van my liggaam, is vir die klaarmaak van die werk, is om Jesus te sien terugkom. Sal jy vanmôre net jou hande opsteek en sê, Here, help my. Help your church, Lord. Help your church, dat ons sal wegkom van die emosionele goed van lekker tye en dat ons sal besef die Gees van God wil ons meer soos Jesus maak. Hy het gekom om ons te verander, sodat ons kan verander na die beeld en die gelykenis, that we can come back to the original plan. Help ons, Here, help ons. Gee ons genade. Vader, ek bid vanmôre vir elkeen wat met hierdie hart en hierdie voorneme vanoggend staan. Vergewe ons, Here, as ons maar net van Sondag tot Sondag kom en niks doen aan wat U laasweek gesê het nie. En dit nie implementeer in ons lewe nie, Here. Ek wil vanmôre sê ons is jammer want dis amper 'n tipe van 'n miskenning van die Gees van God. Here, ons wil dit nooit weer doen nie. Maar ons wil hierdie werk bespoedig. En ons wil sê, verander in ons wat U wil verander. Maak ons meer soos Jesus. Here, dat hierdie tye wat ons beleef het, soos ons jare terug gesing het, as ek sit aan Jesus voete. Here, dan het daai sit aan sy voete 'n doel en dit is om inspraak in my lewe te gee. Dankie, Here, dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U mense gemaak het om U te verteenwoordig. Daarom het ek en elkeen wat hier staan op hierdie aarde 'n doel en 'n roeping. Ons is nie maar net hier vir niks nie. Gee dat ons dit vanmôre sal besef en sal vasgryp in die naam van Jesus. Gee dat ons dit vanmôre sal uitleef en ons eie sal maak, Here. Here, U het laasweek baie duidelik gesê, U wil ons van die krummels af na die tafel toe vat. U woord sê, U berei 'n tafel voor die aangesig van ons teestanders. Ons beker loop oor. God vul nie net die beker nie, die beker loop oor. 'n Goeie maat wat ingeskit is en tot oorlopends toe vol. God can do far above what we can think. Here, ek wil vanmôre bid dat hierdie eienskappe in ons lewe sal wees. Die eienskap van 'n hart wat sy tentpenne weier gemaak het. Dat ons waarlik die nature van ons Vader sal weerspieël, Here. Werk dit vanmôre in ons harte. Ons het die Gees van die Here nodig vir dit. Come Spirit of God, kom doen dit. Ek loof en ek eer U. Amen.